Ek gaan stap gister met my 2 hondjies en dis altyd 'n frustrasie. Wanneer een stap daar heel agter, ryk aan elke klein blommetjie en elke klein dingetjie. En elke nou wil ek hom net pluk en sê, kom vrou Dou. En die ander een is nou die hele tyd heel voor en hy wil net gou. En ek wil hom heeltyd terughou en sê, kom Blue, rustig 'n bietjie. Ek het al gedink om hulle aan mekaar vas te maak en hooplik kan hulle mekaar uitkanselleer en saam met my stap, soos ek rustig die pad afstap. Maar toe besef ek net, die woorde onthou ek toe nou weer van een van my goeie veeartsvriende wat ek gemaak het. Wat vir my gesê het, onthou, wanneer jy met jou hondjies gaan stap, dan is dit hulle stappie en nie jou eie nie. Dit het my toe laat dink aan my eie lewe, my eie pad wat ek stap met die Here. Want soms is ek gefrustreerd in myself met dinge wat nie uitdraak soos wat ek dit wil hê nie. Ek is ongeduldig en ek is gefrustreerd en ek wil net die dinge moet bietjie vinniger gebeur in hoe my lewe ontwikkel, hoe my lewe uitspeel. En dan word ons tot stilstand geroep in ons geloofslewe om te sê, maar wag, wie se storie is hier nou eintlik wat ons mee besig is? So ek lees vir ons 'n stukkie uit Galasiërs 2 vers 20 wat sê, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Dis nie meer my lewe nie, maar is Christus wat in my lewe. Dan moet ons anders te begin dink oor ons frustrasies, oor ons ongeduldigheid. En want as ons sê, Christus is die outeur van ons storie, gee ons vir hom die autoriteit om ons storie te skryf. Is dit nie so mooi nie, né? Die autoriteit is aan die outeur van ons lewe. So wanneer jy weer ongeduldig raak of gefrustreerd raak met wat ook al in jou lewe aangaan, dinge wat vir jou te stadig of te vinnig beweeg, mag jy net besef dat jy is deel van die Here se storie. Dis nie meer jou lewe nie, maar Christus wat in jou lewe. En mag jy rustigheid vind en vrede beleef dat jy 'n groter storie is, beter as net jou eie. Kom ons bid saam. Liewe Here, dit voel vir ons of die lewe ons baie keer bietjie vorentoe trek of die lewe ons baie keer terughou. Ons voel soms gefrustreerd, ons voel soms ongeduldig. Maar help ons Here met hierdie teks om te onthou dat dis nie ons eie storie nie, dis nie ons eie pad wat ons stap nie. Mag ons onthou Here dat U die een is wat ons storie skryf en mag ons geduldig op U wag. Mag ons die pad saam met U stap met rustigheid, vrede, als net deel van U groot genade. Amen.